Goeiedag, liewe vriende. Ons is besig met 'n reeks oor die 10 gebooie en die kernbeginsel van ons reeks is Deuteronomium 29 vers 29 wat dit ons baie duidelik maak God se geheime plan vir ons lewens, van geboorte totdat ons hemel toe gaan, is God se saak. Ons saak is oomblik tot oomblik en dag tot dag gehoorsaamheid aan die dinge wat God vir ons wel geopenbaar het. Sy voorskrifte, sy riglyne en sy bepalings. Wat hy aan ons opdra, nie om ons te laat gebuk gaan onder 'n klomp reëls nie, maar juis omdat hy daardeur vir ons wil lei na wat Jesus vir ons in Johannes 10 vers 10 gesê, die rede vir sy koms was, sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Daarom dat Michael Horton, die boek wat ons gebruik vir die begronding van ons reeks, The Law of Perfect Freedom, die gebooie juis aan dit koppel. Dit gaan oor vryheid, dit gaan nie oor dat God ons wil bind op 'n spesifieke manier nie. Die 10 gebooie is opgedeel in 2 fokusse. Die eerste fokus waarmee ons tans besig is ons verhouding met God, wat ons volgens Jesus se die grootste gebod in Matteus 22 sou kon verwoord as hoe om God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. Die tweede fokus van die 10 gebooie is ons verhouding met ander mense en ons het dit ook volgens die grootste gebod van Jesus in Matteus 22 kon verwoord as hoe om jou naaste lief te hê soos jouself. Die 10 gebooie help ons met hierdie 2. Hoe om God lief te hê, hoe om jou naaste lief te hê. Nou ons het al reeds bietjie gesels oor die eerste gebod, dat ons geen ander gode voor God mag hê nie, en dit sluit nie net ander fisiese gode in nie, maar ook dit wat ons toelaat om die verskillende kompartemente van ons lewens te regeer in God se regmatige plek. Verlede week was ek bietjie op verlof, toe het my kollega die tweede gebod gehanteer, jy mag nie 'n gesnede beeld maak nie, en wat waar dit basies net gaan is, om die regte God op die regte manier te dien. Ek sal so deur die loop van die reeks weer 'n bietjie terugverwys daarna en gaatjies invul. Nou vandag is ons by die derde gebod. En die derde gebod sê, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. David Pawson is dalk iemand wat vir baie van julle bekend sal wees. Hy is die skrywer van Unlocking the Bible en hy vertel 'n verskriklike mooi verhaal wat 'n goeie inleiding is tot ons gesprek vandag. 'n Vriend van hom het jare terug die hoof van 'n huis vir probleemseuns gewees in 'n klein dorpie in Engeland, en hy vertel vir David dat een spesifieke seun hom vir jare geweldig moeilikheid gegee het, net absoluut onmoontlik was. En hy het hom eers met sagte strawwe probeer regkry, met ander woorde sy voorregte wegneem, selfs op 'n stadium harde strawwe, lyfstraf, nie kos eers gegee nie, maar niks het gewerk nie. Tot op 'n dag wat hy die seun na sy kantoor toe roep en vir hom gesê het, luister, ek het nou alles probeer, wat binne die stelsel vir my tot beskikking is, en niks het gewerk nie. Daar's nog net een opsie oor. Ek wil jou amptelik aanneem as my seun. Sou jy instem dat ek jou aanneem, sal jou slegte gedrag van vandag af nie net meer op jou reflekteer nie, maar ook op my, want jy gaan my naam dra. En Pawson sê aan die einde van sy oorvertelling van hierdie verhaal, as ek vir jou sou sê dat van daardie dag af daardie seun 'n modelseun was, sou ek vir jou jok. Maar as ek vir jou sou sê dat daardie seun van daardie dag af met alles in hom 'n modelseun wou wees, dan sou ek vir jou die waarheid vertel. Iets het verander. Nou dra hy iemand anders se naam en sy optrede reflekteer nou op die persoon. Nou dink op jouself, wie van julle het in julle jong dae ook by julle ouers iets gehoor tot die effek van moenie ons naam deur die modder sleep nie. Of jou naam is die een ding wat jy vir die res van jou lewe gaan dra, pas dit op. As iets geweldig kenmerkends aan 'n naam, jou hele reputasie, alle voorveronderstellings, emosionele ervarings en fisiese herinneringe wat mense oor jou het, jou hele reputasie, is opgevang in daardie paar asemklanke wat ontsnap wanneer jou naam gesê word. En dan trou jy dalk eendag, en word jou naam onlosmaaklik geassosieer met die van jou man of jou vrou. Jy erf sy of haar reputasie en jy word geïmpliseer met al die voorveronderstellings, emosionele ervarings en fisiese herinneringe wat mense oor hulle het. Dan kry jy dalk eendag kinders, of jy begin 'n besigheid, of jy is deel van 'n span, of jy is deel van 'n vriendegroep, en jou naam word onlosmaaklik geassosieer met hulle. O, dis mos te Boas se laaitjie daai. En ek het nou net aan die mees generiese Afrikaanse naam gedink wat ek kon. Is dit nie Johan se vrou daai nie? Kan jy glo Gert het daardie besigheid begin? Ou Gielie was maar net weer sy ou self Saterdag aand. En dan
dan sien jy hoe gevaarlik dit is om met 'n dom in die pelle te wees, dat jy jou dalk mag vind as 'n goeie waarskuwing vir ander. Jou naam is die opskrif vir jou menswees. Dit is om hierdie rede iets wat jy met die grootste ywer moet beskerm. Beide deur hoe die reputasie van jou naam op ander reflekteer, wat met jou geassosieer word, jou gesin byvoorbeeld, en deur hoe jou reputasie deur ander mense se naam ook gereflekteer word. Mense soos jou vriende. En dieselfde is waar wanneer dit kom by God se naam. Sy naam is sy reputasie. En sy reputasie is vir hom krities belangrik. Kom ons lees saam Hosea 4, vers 1 tot 6 en vers 14. Een van die kernkritiese verse vir my in die Bybel, natuurlik vers 6 hierso. Kom ons lees. Luister na die woord van die Here, Israeliete. Want die Here het 'n regsaak teen die inwoners van die land, omdat daar geen betroubaarheid, geen troue liefde en geen kennis van God in die land is nie. Het myneet en bedrog, moord, diefstal en egbreek toegeneem, en bloedbad volg op bloedbad. Daarom verdor die land en kwyn almal weg wat daarin woon, saam met die diere van die veld en die voëls van die hemel. Selfs die visse in die waters word bymekaar gemaak. Tog moet 'n mens nie kla en iemand teregwys nie, want dit is jou mense met wie ek eintlik die stryd voer, priester. Jy gaan vandag struikel, ook profete sal vandag saam met jou struikel, en ek gaan jou moeder laat omkom. My volk kom om weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy nie meer vir my priesterdiens doen nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou seuns vergeet. En aan die einde van vers 14, 'n volk wat nie begrip toon nie, gaan te gronde. Wat sê God hier? Waarvan is die groot samelewingsprobleme wat ons ook vandag ervaar? Goed soos myneet, wat eintlik mos maar lieg is, bedrog, moord, diefstal en 'n toename in egbreek. Waarvan is dit simptome? Dit is simptome van die onderliggende siekte van 'n gebrek van betroubaarheid teenoor God, gebrek aan troue liefde teenoor God en gebrek aan kennis van God. En waar plaas God die skuld vir hierdie groot samelewingsprobleme? Hy plaas dit nie by regerings of politieke leiers nie. Hulle kapitaliseer bloot op die simptome van die siekte. Trouheid aan God se voorskrifte, ware liefde vir God en naaste en agting vir God se naam is direk afhanklik van die gesondheid van sy kerk. En daarom sien ons God hier rekenskap eis oor die toestand van die samelewing by die wat verantwoordelik is vir die gesondheid van sy kerk. Die godsdienstige leiers, die priesters, vir ons is dit vandag dominees, pastore en predikante, en die profete. En hoekom eis God rekenskap by hulle? Want dit is hulle opdrag om te verseker dat God se mense kennis het van God en kennis het van God se wil. Nou hoe het hierdie afdraande pad vir Israel gelyk? Die priesters en die profete het vir Israel vertel wat hulle wou hoor, nie wat hulle moes hoor nie. Hulle was dus totaal oningelig en onkundig oor wie God is en wat hy van hulle verwag. Met ander woorde, hulle was teologies arm. En die oomblik wat dit gebeur, vind daar 'n ontkoppeling tussen God en mens plaas. Natuurlik, want nou ken ek hom mos nie meer nie, so die ontkoppeling vind plaas. En as gevolg van hierdie ontkoppeling tussen mens en God, is die logiese uiteinde daarvan dat daar ook 'n ontrafeling tussen mens en mens plaasvind. En dit vind in die vorm van lieg, bedrog, moord, diefstal en egbreek plaas. So vir God is teologiese armoede so 'n groot klug, dat hy sê in vers 6, my volk kom om weens 'n gebrek aan hierdie teologiese kennis. In die 2020 vertaling voel vir my stel dit so 'n bietjie sag. Die grondteks kan beter vertaal word met my volk word vernietig, of my volk vergaan, of my volk is geruïneer. 83 vertaling sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan teologiese kennis, kennis van wie God is en kennis van God se wil. En ons sit vandag weer in presies dieselfde situasie as waarin Israel was in die tyd van Hosea. Daar is vandag ook geweldig min ware kennis van die een ware God. En ek dink die beginsel wat mens daar uit kan haal is dit. Hoe kan ons God se naam eer, as ons nou oor die derde gebod praat, as ons nie eers genoeg van God weet om hom te respekteer of opgewonde oor hom te raak nie?
Te veel Christene vandag hang 'n tipe bumpersticker geloof aan. En ek werk met baie mense so, dis ek oordryf nie, dis regtig so. Hulle kennis van God bestaan uit 'n klomp klein inhoudlose happies. God is liefde. Ek stem 100% saam. Maar hoe weet jy dit? Kan jy jou bronne vir hierdie stelling vertrou? Hoe lyk hierdie liefde? Hoe lyk dit nie? Het God alle mense op dieselfde manier lief? As God liefde is, beteken dit dat hy nie kan haat nie. Jesus het vir my in die kruis gesterf. Hoekom? Kon God nie maar besluit het om ons te vergewe sonder dat sy seun moes sterf nie? Hoe sou jy antwoord as iemand vir jou dit vra? Of hang jy net aan daai inhoudlose happie? Jesus is die antwoord. Wat is die vraag? Hoekom lyk ons samelewing soos wat dit lyk? Ons kan nie die howe, die media, skole of die regering daarvoor blameer nie. Ons samelewing lyk so omdat ons, die kerk, tevrede geword het met 'n baie oppervlakkige kennis van God. En vind ons daarom deesdae ook nie meer die nodige agting vir God en sy naam in die kerk nie. God se naam natuurlik as die opskrif vir sy hele godheid. En Michael Horton stel die beginsel hier agter wat vir ons 'n groot wakker word oproep behoort te wees baie mooi. Hy sê, we cannot expect in the world an integrity that is missing in the church. We cannot expect in the world an integrity that is missing in the church. Hoekom lyk die wêreld so? Want die kerk lyk so. Kom ons antwoord die vraag dan. Hoe oortree ons die derde gebod? Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Nommer 1. Deur God vir ons eie agendas te gebruik. 'n Goeie plaaslike voorbeeld is hoe die NG Kerk die Bybel, met ander woorde God se naam en sy gesag, gebruik het om apartheid goed te praat. Vandag, na 'n klompie dekades wat ons terugkyk, sien ons baie duidelik hoe apartheid glad nie op Christelike teologie gebou was nie, maar op 'n verdraaiing van die Bybel om 'n sekulêre ideologie te bevorder. En as dit vir jou bekend klink, denominasies reg oor die wêreld het in ons tyd weer in daardie selfde gat getrap, die Bybelse riglyne oor liefde en insluiting en verdraagsaamheid te verdraai om die sekulêre ideologie van sosiale geregtigheid te bevorder. So God se naam en sy gesag en sy woord word gebruik vir persoonlike en politieke agendas. Een van die mees frustrerende filmtonele vir my in hierdie verband was in die fliek The Kingdom of Heaven, wat oor die 1100se kruistogte na Jerusalem gegaan het, waar hele weermagte al die pad van Europa tot in Israel weer gemoor het en vernietig het en gesteel het en al die pad weer terug in die naam van Jesus Christus. Op 'n stadium kom die politieke leiers van Jerusalem in die fliek by mekaar, almal Europese Christene op daardie stadium, en hulle is daar by mekaar om te argumenteer vir of teen oorlog met die moslems wat Jerusalem wou terugneem. En al wat nodig is om die gesprek te swaai na oorlog, was toe een van die priesters skree, "There must be war. God wills it." God wills it. Die misbruik van God se naam om 'n politieke argument te wen en 'n politieke agenda te bevorder. Een van daardie ontstellende tekste in die Bybel het ook met die gevolge van die misbruik van God se naam te doen. En dis die storie van Aaron se 2 seuns in Levitikus 10 vers 1 tot 3. Nadab en Abihu, die seuns van Aaron, het elkeen sy vuurpan gevat, gloeiende kole daarin gesit en reukwerk daarop gegooi. Toe het hulle hierdie ongeoorloofde is ook in ander vertalings vertaal as vreemde, nie deur God goedgekeur nie, ongeoorloofde vuur voor die Here nader gebring, wat nie volgens sy bevel was nie. Vuur het van voor die Here uitgegaan en hulle verteer sodat daar voor die Here gesterf het. Toe sê Moses vir Aaron, dit is wat die Here bedoel het, toe hy gesê het, deur diegene wat naby my is, wie is dit? Priesters en profete. Wat naby my is, moet ek as heilig erken word, ten aanskoue van die hele volk moet ek geëer word. Nou Nadab en Abihu het heel waarskynlik die beste van intensies gehad. Hulle wou God dien as priesters van sy volk. Maar hulle wou dit op hulle eie manier doen. Nie op die manier wat God voorgeskryf het en goedgekeur het nie. Met ander woorde, daar was 'n gebrek by hulle aan respek vir God. Hulle het sy naam in wie se diens hulle was en dus sy gesag misbruik as 'n groen lig om hulle eie besluite te regverdig. Daar is baie predikante en pastore vandag wat eendag gaan met rekenskap gee daarvoor dat hulle God op hulle eie manier wou dien.
woorde in God se mond gelê het en ander oortuig het om dieselfde te doen. Die tweede manier hoe ons God se naam misbruik is om skynheilig te wees. Een van die mees ontstellende tekste in die Bybel het te maak met die misbruik van God se naam deur skynheilige volgelinge van hom te wees. Matteus 7 vers 21, reg aan die einde van die bergpredikasie sê Jesus, en nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam demone uitgedryf en in u naam baie kragtige dade verrig nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat wetteloosheid bedryf. Let op die manier hoe Jesus hier praat. Hy praat oor belydende Christene. Kyk, hulle spreek hom as Here aan. En hulle beweer selfs dat hulle geprofeteer het en wonders gedoen het en demone uitgedryf het in sy naam. Maar is duidelik dat, wat Jesus betref, hulle sy naam misbruik het, omdat hulle getuienis van hulle lewens nie opgemeet het tot die getuienis van hulle monde nie. Hulle wou God op hulle eie manier gedien het. Ons moet besef dat ons verteenwoordigers is van ons hemelse Vader. Wanneer ook al ons in skandale betrokke is, word God ingetrek by die aantuigings van die wêreld. Ja, julle Christene. Dra 'n kruishangertjie, maar jy vloekingskinders soos 'n matroos. Ja, julle Christene. Visie sticker op die agterste bumper, maar jy road rage. Ja, julle Christene. Swak werksetiek, verbrokkelende huwelike, skelm deals. Ja, julle Christene. God word ingetrek by ons swak voorbeeld en ons swak lewens. Titus 1 vers 16 sê Paulus, hulle bely dat hulle God ken, maar weerspreek dit met hulle dade. Hulle bely dat hulle God ken, maar weerspreek dit met hulle dade. Die derde manier hoe ons God se naam misbruik is deur kettery en dwaalleer. En Petrus waarsku oor die dwaalleraar se gebruik van die skrif in 2 Petrus 2 vers 1 tot 3. Daar was egter ook vals profete onder die volk, soos daar onder julle vals leraars sal wees, wat vernietigende ketterye sal insmokkel, en selfs die Heer wat hulle vrygekoop het verloon. So bewerk hulle 'n skielike ondergang vir hulle self. Baie sal die losbandighede navolg van daardie mense deur wie se toedoen die pad van die waarheid belaster word. Deur hebse gedrewe sal hulle julle met versinnende argumente uitbuit. Hulle vonnis staan reeds lankal gereed, ja, die ondergang talm nie. Dwaalleraars het min respek vir die woord van God en laat nie toe dat God se woord self spreek nie. Waar die woord helder en duidelik oor 'n saak is, soos in ons geval dieselfde geslag kwessie, verduister hulle die betekenis in die woord totdat hulle eie verdraaide leer in die plek van God se leer kan sit. En die laaste manier waarop ons God se naam misbruik is deur te laster. En hierdie is die verstaan van die derde gebod wat ek dink die meeste van ons van kleins af gedink het die volheid van ons verstaan van die derde gebod opsom. En ek hoop tot hier is dit baie duidelik dat daar baie meer agter die derde gebod sit as bloot moenie laster nie. Maar dit neem nie weg van die feit dat laster of om ligtelik om te gaan met God se naam of enige verwysing na God nie ook 'n geweldige gewigtige saak vir God is nie. In Levitikus 24 is daar 'n vertelling van 'n seun wat God se naam vervloek het, waarna die volk hom na Moses toe gebring het om God se uitklaring oor die saak te kry, waarop God toe nou geantwoord het. Levitikus 24 vers 15 en 16. Vir die Israeliete moet jy sê, wanneer enigiemand sy God vervloek, moet hy die gevolge van sy sonde dra. Die een wat die naam van die Here laster, moet beslis sterf. Hulle het die seun uitgevat en hom met klippe doodgegooi. Die heiligheid en die eer van God se naam was vir hom en sy volgelinge nog altyd 'n sentrale kwessie. Hoe ek met God praat, hoe ek van God praat, hoe ek sy naam gebruik en hoe ek verwysings na hom gebruik, sê alles oor die mate van respek wat ek vir hom het. So hoe lyk laster, of om ligtelik om te gaan met God se naam, of met verwysings na God vandag? Natuurlik, nie gaan nou 'n paar wees wat nie lekker op jou oor val nie, dis net vir voorbeelde. Natuurlik die Amerikaanse gunsteling, oh my God, of Jesus Christ,
as uitdrukkings nie van aanbidding of lofprysing nie, maar van skok en woede en irritasie. Die Afrikaanse ekwivalent hiervan, wat ek baie in die gym hoor, Here Jesus. Maar selfs ook uitdrukkings wat nie so hard op die oor val nie. Ag Vadertjie tog. Here shame. Here gee my krag. Liewe Vader. Wat in Vaders naam doen jy? Ek sweer voor God. Wanneer ook al hierdie uitdrukkings en baie soortgelyk is, nie in die konteks van aanbidding of eerbetoning aan God gebruik word nie, is dit om ligtelik met God se naam om te gaan, of om net blaatant te laster. Wat God self gesê het, hy nie ongestraf sal laat nie. Hoekom is God so ernstig oor die beskerming van sy naam? Michael Horton help ons weer eens hiermee. Just as the prohibition of images, om 'n gesnede beeld van enigiets anders as God te maak, was ultimately due to the uniqueness of Christ as the one who was to be the image of the invisible God. And the prohibition of other gods, die eerste gebod, is due to the exclusivity of Christ as the way, the truth and the life. Geen ander naam lei vir ons tot redding nie. So too, the third commandment has a Christ-centered focus. We are not to misuse the name of God primarily because it is the name that we are saved by. Omdat dit die enigste naam is waardeur ons gered kan word. Kom ons wees daarom mense, wat absolute respek en heilige eerbied vir God se naam het. In die manier hoe ons met of van God praat, in die respek wat ons het vir God se woord, in die manier hoe ons optrede as sy volgelinge met God se naam geassosieer word, en deur seker te maak dat ons tot diens van God staan, en hom nie in diens van ons eie agenda stel nie. En kom ons doen dit met soveel ywer, as wat ons in die dag lê, om ons eie name te beskerm. Amen.